So ja, ons sou graag dit alles wou gelees het, maar asseblief slaan u die Bybel daar oop by daai belangrike gedeelte, want ten einde is die allerbelangrikste vraag en antwoord vir die gelowige en veral vir die gereformeerde gelowige, wat sê die skrif? Nie wat sê die nuutste moderne stryd en YouTuber kenner en is dit Trump of Netanyahu en selfs politieke gebeure wat relevant is. Die allerbelangrikste vraag is, wat leer die skrif? En dan belangrik, kan ons nie verder mekaar se gewete bind as wat die skrif ons bind nie. Presies, wat is die plek van die land en watter volk en watter tye leef ons nou spesifiek, maar ons bind mekaar wel aan wat die skrif leer. Nou, ek gaan net 'n paar verse saam daar lees uit Romeine 10 en dan 'n paar verse uit Romeine 11. Nou Romeine 10, onthou nou net vinnig, né, die evangelie word deur die hele boek Romeine vir ons uiteengesit en dan hier van hoofstuk 9, die groot leerstuk van die uitverkiesing as die bron van alles, en dan is dit dan die vraag waarmee Paulus hom besig hou as 'n goeie gelowige volksgenoot. Maar wat van my volk? En dan Romeine 10 belangrike verse sê hy, broeders, vers 1, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen is tot hulle redding. Ek vra dan oké, dit is hoofstuk 11, dan begin ons vers 1, hoor hierdie belangrike vraag. Ek vra dan, het God miskien sy volk verstoot, die Ou Testamentiese volk, die afstammelinge van Abraham? Nee, stellig nie, die sterkste uitdrukking in die Grieks. Prof Smit moet dit vir my bevestig, want ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stem van Benjamin. God het sy volk wat hy van tevore geken het nie verstoot nie, of weet julle nie wat die skrif in die gedeelte oor Elia sê nie? En dan die wese, daar in vers 25 tot 27, want ek wil nie hê, broeders, en dis ons almal, dis ons wat vandag hier sit, dis die susters ingesluit, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle eie wys mag wees, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het, en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is. Die verlosser sal uit Sion kom, en hy sal die goddelooshede van Jakob afwend, en dit is van my kant die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Nou, daar is so baie wat oor hierdie groot onderwerp gesê het, 2000-jarige stryd en vraagstukke, teoloë, ons het gehoor by die vorige sprekers, hoe sienings van Openbaring 20 bepaal wat jou eskatologie is, en is dieselfde met jou siening van Israel. Die Israel van die verlede, die Jode vandag, dit wat nou in die moderne staat, alles plaasvind. Maar as u net vandag dit leer, maar dit geld vir ons hele geloof, alles vir ons saligheid en hoe om tot eer van God te lewe, wat sê die skrif? En dat ons nie kan verder gaan en mekaar in spesifieke historiese tye, plekke en gebeure bind nie, maar wat sê die skrif? Nou die hele boek Romeine, as Paulus skryf oor die groot saligheid vraagstuk in Romeine 4, dan sê hy, wat sê die skrif? En dan verwys hy terug na Abraham en hoe hy deur die geloof alleen geregverdig is. In Romeine 9, as dit oor die uitverkiesingsleer gaan, daar die groot belangrike leerstuk, dan sê hy, in vers 17, wat sê die skrif? As hy nou hier oor Israel besig is, Romeine 10 vers 11, die redding van alle volke in sy uitverkorenes, wat sê die skrif? En nou het u dit gehoor in Romeine 11 vers 2 ook. Wat sê die skrif? En dit is, as ons net bietjie iets daarvan leer vandag en dan daarmee kan verder gaan, dan is dit goed so. So dit is nie, dis die eerste saak wat ons leer, dit is nie die moderne, dis nie my koerant nie, dis nie daai ou wat heeltyd 24 uur, 7 dae 'n week op YouTube al die inligting gooi in die nuutste stryd, selfs tussen goeie en slegte ouens, en is jy so en jy so in Israel en teen dit, wat sê die skrif? Dis die belangrikste vraag
waarmee ons besig hou. En ons het ook die tyd nou om presies, soos hier gesê het, elke verskillende standpunt, dispensasionele standpunt en die baie standpunte wat daar is oor spesifiek Romeine 11 uiteen te sit nie. Ons wil weet wat het ons voorvaders geleer en wat leer hulle vandag nog. En die 3 hooflyne, dit gaan oor die vraag, die toekoms van Israel, die vraag daar by Romeine 11 vers 25 en 26, wie is daai en so sal die hele Israel gered word. Daardie vraagstuk wat daar duisende boeke omtrent al oor geskryf is. En dan die toepassing, hoe help dit nou ons eskatologie, ons siening van ons eie tye en ook die toekoms. Ek noem net die 3 hooflyne onder gereformeerde verklaarders. Die eerste is Bavinck. So ons luister maar vir Herman Bavinck. En hy skryf as volg by hierdie gedeelte: die hele Israel in Romeine 11:26 is dis nie die volk van Israel wat aan die einde van die dae in die massa sal bekeer nie. Dit is ook nie die gemeente uit die Jode en die heidene saam nie, maar dit is die volheid wat in die loop van die eeue uit Israel toegebring word. Israel bly as volk, so voorspel Paulus, naas die heidene bestaan, hoor daar. Dit bly tot die einde van die eeue. Pragtig, nou, hy is nie anti-volk nie. Hy erken die volke. Israel is 'n volk en die volke langs hulle. Dit lewer sy volheid vir die Godryk ewe goed as die heidene en behou vir die Godsryk sy besondere taak en plek. So, Bavinck se standpunt is, daai frase verwys na elke fisiese afstammeling van die Joodse volk, Abraham en verder, wat uitverkore is, gered is in Jesus Christus. Nie elke Jood individueel nie. Calvin, en dit is die, ek sou sê onder gereformeerde is die meerderheidsstandpunt vandag. Julle moet my help as julle dink ek is verkeerd, maar ek sou sê veral in die laaste 20ste eeu en verder. Calvin sê baie verstaan dit van die Joodse volk, maar ek brei die woord Israel uit tot die hele volk van God. Vanaf Adam tot die laaste uitverkorene onder die Joodse volk, Abraham se afstammelinge, fisiese afstammelinge, maar ook onder alle volke, stamme, tale en nasies. So dis wat Calvin sê. Volgens hierdie bedoeling, wanneer die heidene sal inkom, sal die Jode ook terugkom van hulle afdwaling na die gehoorsaamheid van die geloof. So hy sien tog ietsie van daar gaan in die toekoms nog meer Jode wees. En so sal die volkome word die redding van die hele Israel van God, wat vanuit al twee vergader word. En hy beroep hom veral op Galasiërs 6 vers 16. Galasiërs 6 vers 16. En die derde siening, nou daar is die derde siening, die ouens het al openlik hulle eskatologie begin verklaar hierso, ek is 'n optimistiese amillennialis of 'n pessimistiese postmillennialis. En wat wat Romeine 11 betref, ek is ook vir al drie hierdie standpunt. Ek glo dit is juist veilig as jy met Calvin of Bavinck se lyn werk, maar ek is die meeste oortuig bloot uit die eksegese van die Statenvertaling se standpunt, wat nou ook in Afrikaans beskikbaar is, en Grydanus is 'n baie goeie verklaarder daar, en ek wil julle voor ek vergeet na die verklaring van John Murray se Romeine kommentaar waar hy met al drie hierdie sienings werk. Ek kan dit vir julle sterk aanbeveel voor ek vergeet. Maar Grydanus skryf as volg by hierdie frase: die hele Israel kan in hierdie verband moeilik iets anders beteken as Israel as geheel teenoor 'n klein deel tevore en teenoor diegene oor wie die verharding vir 'n deel gekom het, waar vroeër betreklik min Jode gelowig geword het en waar die meeste onder die oordeel van verharding gelê het. Dit word anders nadat die volheid van die heidene ingegaan het. Dan kom Israel as geheel, die Joodse volk in sy geheelheid, tot bekering en tot gelowige aanneming van die evangelie van God en die Here Jesus Christus. Dit wil egter nie sê dat alle Jode gelowig word sonder een enkele uitsondering nie. Dit gaan hier oor die aantal as sodanig
nie maar oor die volksgeheel. In sy uitverkorenes sê hierdie standpunt, en ons sien dit daar in die bewoording van die Statenvertaling se nota, dit kyk na 120, dit is nie van alle Jode nie, maar van sommige, hoewel baie, wat dit ook al beteken, want daar het nog altyd 'n klein oorblyfsel gebly, en daarna sal hy hul in groot menigtes bekeer, en dan sien julle 121, dis die Israelitiese volk, dis nie die gelowiges onder ander volke nie, dit is vanselfsprekend dat dit daar is, maar dit is duidelik dat die Statenvertaling Grydanus se lyn, en dit is al hier genoem, vir al die Purityne, die nadere reformatore, Abrakel, Kuhlman, Witzius, dit was lyk my 'n oorheersende siening van na die reformatie, en wat gevolg in 16de, 17de, 18de eeu, waar lyk my die 19de, 20ste eeu, wêreldoorloë alles skielik, nee wag, kom ons kyk so 'n bietjie anders daarna, dis die vraag. So, tweede belangrike saak wat ons leer dan nou vanoggend. Eerste is, wat sê die skrif? En daar moet gereformeerdes saamgesels, waarom bind ons mekaar die res? Veral politieke spekulasies, die moderne Israel, al daai tipe goed, daar kan ons rustige gesprekke oor voer. Die tweede belangrike saak, maak dan 'n groot onderskeid, en ek dink is al 'n bietjie hier genoem, tussen, as jy die nuus lees, en jy hoor wat Trump sê, en Netanyahu, en die Zioniste, en moenie omdat hulle 'n positiewe siening het oor die toekoms van Israel, sê, dit beteken, ons wil niks daarmee te hê nie, ons moet anti-Israel wees, en nee, die skrif leer hoe ons stand moet wees, en as jy net luister na 'n paar van hierdie verklaarders, daar's baie ander waarna ek hier kan verwys, dan sien jy kan gereformeerd wees, jy kan lief wees vir jou eie volk, maar jy respekteer ook wat die skrif leer, dat die Here ook 'n toekoms het met ander volke. So, leer om te onderskei, ons het dit reeds gehoor, tussen al hierdie verskillende eskatologie sienings. Ek sê baie keer vir my katekisasielede, net die feit dat Rome, die Rooms-Katolieke Kerk, 'n kindjie ook doop, beteken nie, hulle betekenis van die doop is dieselfde as ons in nie. Die feit dat hier nou hierdie groot herlewing is van, hulle wil nou gaan tempels herbou en al hierdie goed doen, beteken nie as ek ook 'n standpunt positief het vir die gelowiges onder die Joodse volk om in te kom en hulle hele volk te bekeer, om 'n Christelike volk te word, dat ek nou soort van een of ander groep van hulle behoort wat nou net Giliasties dispensasieteologie aanhang nie. So onderskei, dit is so belangrik. En nou lees ek wat Bawing sê, hy sê dit self daai tyd. Ten slotte sê Bawing, al sou Paulus aan die einde ook 'n volksbekering van Israel verwag, so hy's oop daarvoor, maar hy glo meer in sy standpunt. Hy maak tog, en hierdie is nou belangrik, as jy net op Romeine 11 werk, hy maak tog geen woordmelding van 'n terugkeer van die Jode na Palestina nie. 15 minute. Die druk bou op. Van 'n herbou van die stad en die tempel, van sigbare Christusregering nie, en sy toekomsbeeld is vir dit alles, is daar geen plek nie. En u moet nou, ons het nie tyd nie, u moet nou Romeine 11 gaan lees vanmiddag en môre. Die hele fokus is oor deur die krag van die Gees en die evangelieverkondiging, dat Jode as 'n volk tot geloof kom. En natuurlik, ons wat dink oor volkere, nou begin jy praat van grond en plek en sulke tipe goed. Maar die kernboodskap is net, siele gaan gered word deur die Here se genade. Die evangelie gaan nog 2000 jaar uit oral, en ons weet daar's baie Jode, dink aan Alfred Edison, wat 'n groot bydrae het hy gelewer. Oral kom maar vandag nog Jode in die moderne staat tot geloof, maar hierdie is 'n profesie wat sê, dit moet nog iewers in die geskiedenis in die toekoms plaasvind, dat daar 'n groter geheel gaan wees. Nie elke individu nie, maar 'n groter geheel gaan wees. So daar is dit nou. Eerstens, wat die skrif sê. Tweedens, nie
moenie omdat ons 'n standpunt het oor as gereformeerdes oor Israel en daar's ooreenkomste met ander beskouings dat dit dieselfde noodwendig is nie. En dan derdens, wat sê die teks self? Dit gaan oor mense wat tot geloof onder die Jode uitverkorenes wat tot geloof gaan kom in die geskiedenis. En u sal net nou as ons eindig sal u hoor. Baie van die klare sê, dan is dit moontlik dat dit wat nou in 1948, 67 ensovoorts gebeur het, dat die Here, hoe kan ons nou gaan staan in die Here beperk en sê, Here, hierdie mense het jou het u seer gekruisig, basta met hulle, roei hulle uit. Nee, ons moet baie versigtig wees met dit. Om nie te spreek waar God nie gespreek het nie. Dit kan beteken dat dit wêreldwyd gaan die Jode tot geloof kom, maar dit kan ook beteken dat daardie stukkie land wat histories hulle 'n band aan het, dat hulle daar tot geloof gaan kom. Nou, belangrik. 3 redes hoekom en ek gaan dit net eintlik noem. Hierdie goed is maar op my blog reeds beskikbaar in verskillende formate. Waarom ek glo albei die eerste 2 sienings is goed en daar's goeie redes wat jy ook uit Romeine 11 en die res van die skrif daarvan kan kry. Maar my oortuiging is net hierdie 3 redes, daar's ander redes ook. Die eerste ene is dat hy juis sê, dis die rede 1 van misterie. Daar's hierdie opbou, hy skryf hierdie evangelie, nou is ek by my eie volk, hulle verhard hulle, sy hart bloei vir hulle, begin van Romeine 9 en hoofstuk 10. Elke keer sy hart bloei vir sy eie volk, en nou is hierdie verwagting en dit bou op in Romeine 11. En nou as Calvin en Bawing se standpunt is, wel, van Genesis 3 tot aan die einde van Openbaring, leer ons dat die uitverkorenes gered gaan word. So die misterie is nou, al die uitverkorenes gaan gered word, en nou sê Paulus dit hier. Ek glo die konteks wil wys op 'n besondere, unieke profetiese gebeurtenis, wat daar gaan plaasvind, want hoekom? Kyk uit Romeine 11 begin, hy sê, hoorie, die Here het sy volkie verstoot, en ek is 'n uitverkorene. Dis nie nuwe nuus nie, daar's nie 'n misterie daaraan, dat die Here vir Abraham uitverkies het, en vir Dawid, en vir Paulus, en die apostels, almal Jode, dis nie die misterie is, hierdie geweldige gebeurtenis, wat iewers aan die einde van die geskiedenis gaan plaasvind, wat daar 'n massa bekering is, die detail word nie vir ons gegee nie, daar word net gesê, en dit is eintlik dan die tweede rede, die jaloers maak, dat die Here gebruik daai tussentydperk van dat die Jode as volk nog nie tot bekering kom nie, gebruik hy, om sy eie volk, daar's 'n duidelike onderskeid dat hy praat van sy eie volk en die ander volke. Hy praat oor al twee, dat daar deur daai kontras te stel, is dit duidelik, hy praat nie van al die gelowiges oor die algemeen nie, daar's 2 lyne duidelik daar is. Hy praat van sy eie volk, wat sy hart oor hartseer is, hulle is ongelowig, en nou is daar hierdie misterie wat geopenbaar gaan word, waar die hele Israel, met ander woorde, al die uitverkorenes dan gered gaan word. En die derde rede het ek eintlik nou klaar genoem is, dat as jy daai stuk lees, omskielik, waaroor gaan die hele Romeine 9 tot 11? Dat die vraag begin daar by Romeine 10 en die begin van 11. Dit gaan oor sy eie volk se toekoms. Dis is wat hy daar wil antwoord, en daarom sê die konteks, as hy dan verwys na die hele Israel, dat die fokus is op daai toekomstige gebeure wat plaasvind. Net vinnig dan uit dit wil ek die volgende voorstel, en hoor mooi, ek sê dit in nederigheid, want julle hoor wat so wonderlike groot, gewigtige verklaarders ook die ander 2 standpunte het, en ek is oop daarvoor, en ek bestudeer dit nog steeds, maar ek aan die een kant van selfsprekend, moet ons eintlik die dispensasieteologie as begronding vir die eskatologie en vir Israel verwerp ons ten sterkste. Die middelgrond waarmee ek ten minste eerder sal mee saamgaan is dan die wat nou
geëtiketeer word as vervangingsteologie, wat dan nou ons eintlik sal sê, is wat dit behoort te wees, vervullingsteologie. Maar nou wil ek sê, amper is daar twee lyne. Die een sien vervulling in die sin van, en ek dink is 'n baptistiese individualisme wat daar iets van 'n invloed het, is van, hoor die Here het in die Ou Testament volke gewerk, nou werk hy net met die kerk, so daar's nou nie 'n toekoms vir volke soos vir Israel ook in die einde nie, so daarom, nou werk hy net met die kerk as instituut, basta met volkere en so. So daar sal ek die verbondsmatige teologie dan sê natuurlik, dis individue onder volke wat tot geloof kom, dis die uitverkorenes alleen, maar ook, maar ook in hulle volksverband. Psalm 117, Matteus 28, gaan uit na al die volke, bring die evangelie na hulle toe. So baie sterk verwerp ons dispensasieteologie, die vervullingsteologie wat goed is. Die kerk is nou waarmee die Here besig is, maar dan is dit die kerk onder die volke. Nie die kerk langs volke nie, maar onder die volke. Ek kan nie meer daaroor sê nie, maar ek dink tog daar is iets van 'n verskil vir al ons wat Afrikaners is. Ek kan nie verstaan, en eintlik moet ek dit heel aan die einde sê, want dis nie die belangrikste. Ek kan nie verstaan hoe 'n goeie gereformeerde Afrikaner per se anti-Israel is nie. Hoor mooi wat ek sê. Jy moet anti-Joodse geldmagte wees en anti-Judaïsme wees, maar hoe op aarde kan jy wat in jou eie land 'n eie volk wil hê, jou eie grond wil besit, kan staan en sê, nee, Israel moet nie daar in die Midde-Ooste bestaan nie. Hoe op, jy weet, Jesus wat sê, gun aan ander wat jy jouself gegun wil hê. As ons wil vry wees om onder God alleen te regeer, uit, hoor mooi, politieke oogpunt, meer 'n volkere respek, dat daar ook 'n volk in die Midde-Ooste sal wees, om in hulle taal en kultuur, ons glo, dit moet Christelik wees, maar dat daar 'n volk kan bestaan, is nie noodwendig die probleem nie. Nou, ek het nie baie tyd oor nie, so ek gaan baie moet los. Ek kan net vinnig noem, daar's heel wat gereformeerde, ek praat nie eens van oorseese ouens nie, by ons was dit Prof. J.C. Coetzee. Hy het gesê, Paulus verwag dat so geloofwording kragtig teweeggebring sal word vir die binnekoms van die heidenasies, en dan sê hy, die hele Israel is dus alleen gelowige Israeliete, die uitverkorenes, dis hoe hy Romeine 11 verstaan. Dan Ridderbos het eers die standpunt van dat dit die uitverkorenes is onder Israel is, en die latere Ridderbos het toe beweeg na Bawing se standpunt. Ek noem my die standpunte net, ek glad nie tyd om hulle te lees nie. Uit die konfessies, kan ek net vinnig sê, die Helvetiese konfessie wat Bullinger opgestel het, hy verwerp baie sterk, en by party mense is daar misverstaan daaroor, wat hy noem die Jewish dreams, die Joodse drome. Maar daar's 'n hele artikel op my blog wat dit verduidelik, wat Bullinger, onthou Bullinger het geglo aan teokrasie, teonomie, al hierdie goed, was hy pro. Daai Jewish dreams wat hy verwerp het, is wat ons dispensasie tipe teologie, kom ons gaan herstel die tempel, kom ons gaan terug na die seremonies. Onthou hierdie gereformeerde standpunte wat ek vir u gegee het, daai 3 oor Israel, nie een van hulle sê dat die tempel moet herbou word, seremonie, nee, hulle glo eenvoudig in 'n minder en 'n meerdere mate, dat soos enige Christelike volk deur die eeue, deur die evangelie 'n Christelike volk geword het, en in hulle hele wetgewing en alles die Here erken het, so moet ons bid en hoop dat dit ook gelyk. Daar's nie 'n unieke reddingsplan alleen net vir Israel op 'n ander tegniek as net deur geloof alleen, deur die evangelie terug na Christus toe. So die Westminster, interessant, ek gaan dit nie eens alles vir u kan lees nie, hulle verwys na Romeine 11, die Westminster vraag en antwoord 191, gaan kyk daarna, en dan sê dit daarso, die 11de hoofstuk van Romeine voorspel, dis in hulle belydenis,
dat daar 'n toekomstige tyd gaan wees waar daar 'n groot terugkeer gaan wees onder die Jode om te glo in Jesus Christus. So daar is dit. Dis 'n belydenis ook van ons kerkverbande, OPC ensovoorts, dat hulle glo. Romeine 11 leer 'n toekomstige groter terugkeer na Christus toe. Nou ek wil net vinnig vir u sê, daai horlosie loop nou so vinnig. Hierdie boekie daar so 1 of 2 dae, hierdie is 'n skitterende, julle weet ek beveel net baie keer boek aan, 'n skitterende boek oor sending, Ou Testament, Nuwe Testament. En so daar so 10 bladsye wat hy skryf oor die Jode en die volke, Ou Testament, Nuwe Testament. En ek wens ek het tyd gehad om net alles te lees. Dit is omtrent so, ja, soos ek sê, 10, 15 bladsye, maar ek gaan probeer. Net so 1 of 2 aanhalings vir julle lees wat Hugo Du Plessis, hy was 'n missioloog van die GKSA gewees, en hy sê, hierdie is so belangrik, die individue en volke se tydelike en ewige lot word nou beslis, dis die Nuwe Testament bedeling, nie deur die houding wat hulle het teenoor Israel nie. Onthou julle daai storie van, ja, as julle nie hierdie Judaïsme Israel seën nie, dan is julle in die moeilikheid en alles nie. Kyk wat skryf hy sê, nie teenoor Israel, die moderne Israel nie, maar teen Christus inneem. En dis wat ons moet sê. Wat dink julle van die Christus? Dis die groot vraagstuk. Vir alle volke, maar ook die Joodse volk, en watter volk ook al. En maar hy is ook vir die bekering van die Jode. Hy sê, hoewel 'n eventuele bekering van Israel nie uitgesluit is nie, kan dit nie aangeneem word dat dit weer as 'n volk 'n bevoorregte posisie in die koninkryk sal stel. En dan sê hy, maar hulle word soos enige ander volk, is ons gelyk. Al die volke is gelyk. Jy het Christus nodig. Dink aan die Dordtse leerreëls. Dit is nie omdat Israel waardiger as enige ander volk is dat die Here hulle uitverkies het nie. En so geld dit van vandag. So daai spesiale posisie van wat ek noem Judaïsme Israel verwerp ons ten sterkste. Maar ons verwerp nie. Ek moet nou pas op vir die woord. Ek is 'n Zionis in die sin van ek wil hê daar moet 'n volk is, 'n Joodse volk of Israel wees wat in vryheid die Here kan dien soos hy beveel. Dis waarvoor ek bid. Soos wat ek wil hê die Afrikaners moet vry wees, die Engelse selfs, die Koreane, die Zulus, elke volk, dat hulle vry kan wees om die Here te dien. Ons glo nie in hierdie tempelherstel en terug na die besnydenis nie, 'n pynigende gedagte, wat ons glad ons verwerp in sterkte vir al ons mans. So, maar dat ons wil hê, en onthou julle, wat ons wil hê, is dat God verheerlik. Waarmee eindig Romeine 11? Daai lofwoorde. Dis nie my agenda, my politieke ekonomie, ja, maar die Jode mag geld, magte en al die, nee, ons wil hê God moet geëer word. En daar's net een manier wat jy geëer kan word, en is dat jy in geloof in Jesus Christus kom. En dit bid ons vir die Afrikaner, die Zulus, enige volk oor die wêreld, en ook, ons sê nie, Here seën Judaïsme Israel en laat hulle maar bestaan. Ons sê, ons wil hê hulle moet Christelike Israel of Christelike Jode word, om in alles die Here te verheerlik. En as ek beveel aan, ek sal dit op my blog ook sit, maar daar is van hierdie boekies om daai gedeelte van Prof. Hugo Du Plessis te lees, want ek sou sê, natuurlik daar's hier en daar goedjies wat ek bietjie met hom verskil, maar ek sou sê, dit wat hy daar sê, dit is wat ons houding nou moet wees, en dit is omtrent al wat ek nou kan sê oor wat ons nou moet wees, dit wat hy al in die 60s verwoord het, hy het daai tyd beleef, 1 minuut, hy het daai tyd beleef toe al hierdie dinge nou daar in die moderne Israel gebeur het, en jy kan sien, hy werk uit die skrif, en hy sê, ons verwerp Judaïsme Israel, maar ons bid, en hoop dat hulle ook, as die Here wil, dat hulle ook vry kan wees in hulle eie land om Christus te dien. Dis waarvoor ons bid. Op my blog is daar ook 'n artikel wat bloot geskryf is deur iemand wat in Sirië groot geword het, en hy word 'n gereformeerde gelowige, nie 'n dispie gelowige nie. En hy skryf 'n artikel wat hy 2 lyne wys, die historiese perspektief, die politieke perspektief, en hy wys die Bybelse perspektief. En hy sê, van die goed wat ek nou gesê het, gaan lees dit,
En dan laastens, my halwe minuut. Kom kuier al by my, daar's 'n paar bronne wat ek het nie, van alles nie, van die bronne wat hierdie onderwerp bestudeer. Kom kyk daarna, maar nou wil ek eindig. Ek gaan 1 minuut vat. Ons gebed vir Israel moet wees, wat alleen in Christus geseën kan wees vir die toekoms. Hulle ewige geluksaligheid, maar ook hier op aarde, is die woorde van Paulus in Romeine 10 vers 1 wat ons gelees het. En dit moet ons gebed wees vir daardie volk, soos vir ons eie volk wat sê, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen. Niks dan politiek, ekonomie nie, dit is nie die ding nie, is tot hulle redding, dat hulle Christus mag ken, en hom kan glo vir die ewige redding, maar ook vir die lewe vir hier en nou. En nou sluit ek af, en ek het nou nie in die begin gebed nie, maar ek gaan afsluit. Interessant, ek het bietjie gaan krap. In die, lyk my ouer psalmboek was daar 'n formulier wat vir sendelinge, en ek moet dit nog 'n bietjie gaan navors hoe oorspronklik dit is, maar daar word verwys na die gebed vir die bekering onder die Jode, dat dit 'n gereformeerde standpunt is, dat die volheid van die heidelinge sal ingaan en die hele Israel gered sal word. En dan interessant, is daar 'n gebed in agter in die psalmboek onder die tema gebed vir al die behoeftes van die gelowiges om gebruik te word op die rusdag na die eerste preek. Dit is wat dit onder val. So ek gaan vra, kom ons staan, die manne, en dan sluit ek hiermee af. Ons Vader wat in die hemel is, o Here, ons het so baie om te leer uit u woord, en ons gebed is net dat ons almal hier, en ons kinders en ons kerke, Here, dat ons bo alles sal vra, wat sê die skrif, wat leer die skrif, en dat ons versigtig sal wees om te bind waar u woord nie bind nie, dat daar goeie gesprekke kan wees oor politieke en ekonomiese vraagstukke, maar dat ons alleen bind waar die skrif bind. Wil jy ons daarmee help? Ook in hierdie tye waarin ons lewe, ons eie volk, ons eie land, maar ook daar in die Midde-Ooste en oral, dat ons heeltyd sal vra, wat eer u en hoe word die evangelie gedien? En daarom bid ons ook, Here, hierdie gebed saam met medegelowiges hier, maar ook oral oor die wêreld. Here, ons bid vir u, vir die arbeid van die sending onder die Jode, Mohammedane en heidene, en vir alle evangelie arbeid onder hulle, wat nog die naam van Christen dra, maar van u waarheid ver afgewyk het. Gedenk aan die Christelike onderwys met almal wat daarin arbei en daarvoor sorg. Wil ook seën alle verenigings van ouers en jongeres wat volgens die reël van u woord bedoel die heiliging van u naam, die koms van u ryk en die volbringing van u wil. Wees met alle stigtinge van barmhartigheid en skenk aan hulle wat daarin arbei in ryke mate die gawe van u liefde. In die naam van ons koning en ons verlosser Jesus Christus bid ons dit. Amen.